God het ons wakker gemaak vir die baie belangrike waarheid aangaande manna, as deel van die proses om ons te help besef wie Christus is. Ongeveer 2000 jaar gelede het baie Jode, die Fariseërs, die leraars van die wet en ander Israeliete vir Jesus gevra: Is U waarlik God wat na hierdie aarde toe gaan kom? Op daardie tydstip het Jesus hulle wakker gemaak deur 'n gelykenis dat hy self die manna van die lewe is wat uit die hemel neergedaal het. Die Israeliete het Jesus uitgevra oor die manna en gevra: Ons voorvaders het die manna in die woestyn geëet. Kan U vir ons 'n wonderteken wys soos om manna uit die hemel vir 40 jaar te laat reën? Jesus het geantwoord: Ek is die manna, die brood van die lewe wat uit die hemel neergedaal het. Hy het hierdie feit verskeie kere oor en oor beklemtoon. Alhoewel hulle God wou leer ken, het hulle egter nie in Jesus geglo nie. Dieselfde geld in hierdie tyd. Die disippels wat saam met Christus was, het geglo dat hy die realiteit van die manna is. Al het baie Jode nie in hom geglo het nie. Jesus het gevra: Gaan jy my verlaat soos hulle gedoen het? Toe Jesus hierdie vraag vra, het Petrus geantwoord: Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Volg ons U nie, omdat ons weet en glo dat U die werklikheid is van die manna van die lewe wat uit die hemel neergedaal het nie. Petrus het op hierdie manier sy geloofgetuienis aan Jesus gegee. Jesus het geantwoord: Is dit nie die rede waarom ek jou uitverkies het nie? God het die waarheid aan sulke mense gegee. God het hulle toegelaat om te besef dat Christus die realiteit van manna is deur die nuwe verbond wat die Pasga genoem word. Wanneer ons 'n volle begrip het van wat 2000 jaar gelede gebeur het, kan ons duidelik verstaan hoe Christus in hierdie tyd aan ons sal verskyn. 이 내용에 대해서도 분명히 이해할 수가 있습니다.